Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ons hoor baie keer dat ons moet wag op die Here. Dat ons moet rustig raak, aan sy voete sit en op hom moet wag. Maar hoe werk die konsep van wag en doen? Wanneer moet ons wag? Hoe moet ons wag? En wanneer moet ons doen? Nou, as mens gaan kyk na Rigters 1, so vers 1 tot vers 4, sien ons 'n wonderlike uiteensetting van wanneer wag jy, hoe wag jy, en wat doen jy dan daarna? Nou, ons het nie die tyd om te lees nie, maar gaan lees gerus Rigters 1. As jy wil weet, wanneer wag jy op die Here en wanneer doen jy, dan lyk dit vir my, volgens Rigters 1, lyk die proses as volg. Eerstens moet jy net vra, wat is dit wat jy wil hoor? Die volk het gesê, ons wil God se wil hoor. En dit het 'n sekere rigting bepaal van wat daarna gebeur. Maar so baie kere in ons lewe, en ons sien dit ook in die volk se geskiedenis, is die vertrekpunt, ek wil hoor wat ek wil hoor. So my vertrekpunt is my eie wil, en dan bid ek dat die Here my wil sal seën, en dan is daar 'n klomp teleurstellings van die Here, doen nie wat ek vra nie, en ek voel ver van die Here af. So die vertrekpunt is, wat is dit wat jy wil hoor? En as jy God se wil soek, dan kom die proses van om op God te wag. Maar ek wil net dadelik sê, om op die Here te wag is nie 'n passiewe ding nie. Dis nie 'n agteroor sit en die Here moet nou maar praat as hy wil praat nie. Nee, dis 'n aktiewe soek na God se wil. 'n aktiewe voor hom stil word, in sy teenwoordigheid wees, 'n gebedslewe waar jy sy wil soek, die woord lees met 'n soeke na sy wil. Jy luister, jy's ingestel op die stem van die Heilige Gees. Jy luister na ander mense en hoor waar ander gelowiges baie keer vir jou iets sê wat 'n bevestiging is of vir jou ongemaklik maak, maar jy weet die Heilige Gees is met jou besig. Jy kyk na omstandighede en hoe omstandighede baie keer deure kan toemaak, deure kan oopmaak. So op die ou end begin dit by wat wil jy graag hoor? En as jy God se wil soek, dan wag jy aktief op God se wil. Dan die volgende ding wat ons lees in Rigters 4 of Rigters 1, vers 1 tot 4, dan vind daar 'n strategiese beplanning plaas. Dan sê die volk, ons wil die beste vir die Here, net die beste vir hom doen. En daarom beplan ons. Ons doen nie net nie. Ons gee nie net 'n bietjie nie. Ons doen nie so halfhartig nie. Nee, ons beplan haarfyn, ons werk dit uit. En dan doen ons voluit, want net die beste vir die Here. En dan kom die volgende. Dan gee die Here die resultaat. Die resultaat is nie afhanklik van ons nie, maar die Here gee die resultaat. So, as jy wonder hoe werk wag op die Here, hoe werk doen, dit begin by jou eie hart. Wat wil jy hoor? As jy God se wil soek, dan wag jy op hom aktief. Jy beplan, jy doen voluit, en dan gee die Here die resultaat. Mag jy weet wanneer om te wag, wanneer om voluit te doen. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.